die wonderlike naam van Jesus Christus, geseëne van die Here. Onthou, 1 minuut met Jesus is nou kerk sonder mure. Ons beweeg in die motorhome of op my motorfiets of bakkiewes waar ek jou kan ontmoet deur die land. Daar waar die kerk is nie, daar waar mense nie by uitkom nie, wil ek vir jou gaan bid. Groepe kan my nooi. Ek sal by jou uitkom. Dis alles tot eer van God en ons wil kerkplanting doen. Luister baie mooi. Dankie. Ek sê dankie tot die lewende ware God vir jou wat ernstig is oor die woord, oor die lewende ware God. Besoek ons, kyk hier onder is ons website en besoek ons daar tot eer van die Here. Geseënd is jy in die naam van Christus. In die wonderlike naam van Jesus Christus, ek staan hier in die veld, in die natuur, kind van God, geseëne van die Here, en wat 'n voorreg is dit nie, om die evangelie van Christus uit die natuur, in die natuur te kan neem, en vandag vir jou te kan bring. Kom ek jy bid net gou saam, en ons vertrou Vader God vir 'n ware diep woord vir jou, op hierdie lieflike Sondag. Ja, ek staan langs die pad, hier's 'n voertuig wat by my verbyry, maar prys die Here, die evangelie, gaan uit. Vader, ons dankie vir die liefde, ons dankie vir hierdie fantastiese, briljante Sondagoggend. 'n dag, Here, wat ons hier net kan lief hê, kan loof en prys en eer. 'n dag, Here, wat ons net die naam kan groot maak. Vader, dat elkeen nuwe moed, nuwe krag vat en kan opstaan in die wonderlike naam. Vader, ek eer U vir al die liefde, vir die guns, en ek eer U vir 'n fantastiese dag wat ons net in U heerlikheid kan kom, net in U teenwoordigheid kan kom. En ek dank U, Here, vir elkeen wat na hierdie boodskap luister. Mag U 'n woord vir hulle hê, Heilige Gees gelei, tot U eer alleen, o God. Amen, amen en amen. Nou geseëne van die Here, dis die eerste keer dat ek alleen moet opneem. William Paul wat altyd alles vir my doen, ek moes hom agterlaat. Nou is my hartseer, maar ek moes. Nou, ek moet nou ingaan in die woord van God, en ek wil vir jou die woord gee wat die Here het vandag gee. Jy weet, ons kan net gee wat ons in ons het. Terwyl ek en Amanda in die motorhome klim en ons ry, dan besef ek een ding, ek moet Vader vra, Vader, ek het U alleen, ek het niks anders nie. U is my alles. U vervang alles in die lewe wat normaalweg my gemaksonus was. Here, U is die besluite van my lewe en die besluitneming in my lewe. U is die enigste een, Vader, op wie ek kan staat maak en kan vertrou in hierdie volgende tyd van my lewe. Is dit 'n seisoen, dalk hoofstuk, waar U my wil gebruik, daar sal ek wees. En so ry ek Amanda deur die land, en daar waar ons kom, is daar net een visie. Elke mens met wie ek te doen het, moet hoor van Jesus. Elke mens wat hoor van Jesus Christus, moet vir iemand anders weer gaan vertel van Jesus. Elke persoon vir wie ek bid, moet weer vir iemand anders kan gaan bid. En die evangelie en waarheid moet kan uitgaan. Dit is al wat nou saak maak en wat belangrik is. Terwyl ek hier staan en jy sien self die Karoo hier agter my, jy sien hierdie pragtige natuur wat God geskaap het. Dis die hand van die Here, so het God jou ook gemaak, en hy het jou ook pragtig gemaak. Maar die vraag wat die Here vandag vra, wat is binne in jou? Is die Gees van God in jou? Jy is die tempel van God, volgens 1 Korintiërs 6 vers 19, of is die tempel leeg, of dryf jy handel binne in daai tempel, buite God se wil? Hy het jou nie gemaak, kind van God, om verkeerde goed hier binne in die tempel toe te laat nie, met ander woorde, 'n verkeerde vrug voor te bring nie. Wat hy in jou wil hê, wat hy in jou wil sien, is Jesus Christus. Hoe lyk Jesus binne in jou? Ons kan net kyk weer na Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde. Is daar liefde in jou? As daar liefde in jou is, kind van God, gaan jy altyd vir siele lief wees, omdat jy God lief het. Want God sê, as jy hom lief het, sal jy siele lief hê. Jy sal jou naaste lief hê. Jy sal jou huisgesin lief hê. Jy sal elkeen selfs bo jou verkies en lief hê. Hoekom sê ek dit? Die finale gesprek wat Jesus gehad het met Petrus, voordat Jesus opgevaar het, praat hy eers met hom daar op die strand, waar hulle visie braai en ontbyt geëet het, en hy vra van Petrus, jy my lief, vra dit 3 keer, om seker te maak, Petrus verstaan dit baie mooi. En elke keer sal hy sê, laat my lammes wei, laat my kudde wei, kyk na my kudde. As jy my lief het, kyk na my kudde, sê hy. Kind van God, kyk na die kudde van die lewende ware God. Hoe doen ek dit? Met elke siel wat oor my pad kom, elke mens wat oor my pad kom in hierdie lewe, leef ek
Jesus uit. Praat soos Jesus, dink soos Jesus, leef soos Jesus, want die Gees van God is in jou. So as die Gees van God in jou is, kind van God, dan leef jy Jesus Christus uit, want dan woon sy woorde in jou. Die woord van God, en jy kan dit weer gaan lees in Johannes 15, moet binne in jou leef. As die woord van God binne in jou leef, sal jy kragtig die woord van God uitleef. En wanneer jy praat, kind van God, sal jy praat in die diep autoriteit van die Heilige Gees, in waarheid, in lewe en lig en nie afbreek nie. As jy liefde in jou het, kind van God, dan gaan jou hart uit vir mense en jy bid vir hulle. Dan sal jy altyd en alle tye ook die liefde van God kan ervaar. En God sal sy liefde vir jou wys. Luister baie mooi, wat die volgende deel, belangrike deel wat Vader vir jou vanoggend sê, wat hy sê, wat in jou moet wees. Hy sê blydskap. Blydskap is 'n keuse. Ek verkies om gelukkig te wees en blydskap in my te hê. Ek gee nie om wat mense sê nie, ek gee nie om wat die aanslae is nie, ek gee nie om hoe lyk die situasie in die lewe nie, ek gee nie om of dit swaar of goed gaan nie, maar ek het blydskap in my. Hoekom? Dis die joy van die Here. Die Gees van God is nie in my vir droefheid en dat ek in pyn en ellende en seer moet lê nie, maar die Gees van God is in my, wat die vertrooster ook is, wat lewe is, so ek gee die blydskap uit. Jy kan net gee wat in jou is, en dis blydskap, goddelike blydskap wat in my is. Vrede, om vrede met almal te hê. Hy sê ook vir ons in Hebreërs, luister mooi, 12 vers 14, as ek nie vrede met almal om my het nie, dan sal ek en heiligmaking uitleef nie. Al hierdie goed wat ons nou bespreek, hierdie vrug is heiligmaking. As ek nie hierdie vrug in my het, met ander woorde heiligmaking uitleef nie, en ek het nie vrede met almal nie, kan ek God nooit sien nie. Dis so belangrik om God te sien in die lewe. Ek dink in Moses, nee, en dink ek, Exodus 33 het hy gesê, Vader, ek moet u sien, Vader, al is dit net 'n deeltjie van u wat ek moet sien, hy het daai uitroep, en ek het self daai uitroep nou in die veld, in die natuur, in die tyd van afsondering, vir die volgende fase van bediening, roep ek ook uit, Vader, ek moet u sien, Vader, ek gee nie om wat gebeur nie, ek moet u sien, en ek moet u stem meer hoor, as dit jou uitroep is, gaan jy hom beleef. Kind van God is groot, dis almagtig, dis God en net God alleen. Amen. En dit is wat my opgewonde maak. Daarom, weer eens, vrede moet jy in jou lankmoedigheid. Wow, baie van ons mense het dit verloor op hierdie pad. En daardie vrug, as jy hom verloor het, kind van God, verloor jy die mooi in jou. Deur lankmoedig te wees, beteken, ek gee om. Ek het geduld. Ek wag op God as ek gebid het. Ek is nie ongeduldig met mense nie. Ek aanvaar mense kan foute maak, en ek self gaan ook foute maak, maar ek sal getrou bly in God. Ek is lankmoedig. Dit beteken, dit is die beste wapen, hierdie vrug, om hom te neem, teen kwaad, teen woede, teen ongelukkigheid, teen dit, kind van God, wat werklik daai mooi kom roof van jou. En dan, vriendelikheid. Ek sien baie keer, sal ek mense dophou, ek sal in 'n koffieshop sit. Ek is baie lief om net daar te sit en observeer, want ek is lief vir siele. Here, met wie kan ek vandag praat? Met wie kan ek vandag werk? By wie kan ek uitkom? Vir wie kan ek bid? Vir wie kan ek 'n woord gee? Het jy 'n woord vir my, wat ek net vir iemand kan gee? En dan sit ek in daardie koffieshop, in ons terme, 'n koffiewinkel, dan sal ek net mense sit en kyk en dophou. Baie keer as ek ry ook, dan kyk ek na mense. Hulle glimlagte is weg. Dis spanning. Daar's vrees, daar's ongeduld. Kind van God, keer terug na die basics toe, in Christendom. Gasvryheid, wees vriendelik met almal, wees lief vir almal. Hoe meer jy dit doen, hoe meer kom hierdie lankmoedigheid terug in vrede, en blydskap en liefde ook. Daarom is die een vrug, kan nie sonder die ander vrug nie. Jy moet alles kan uitlewe, soos wat Jesus dit gedoen het. Goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. As jy in Christus behoort, is dit die vrug wat in jou moet wees. Ek wil vandag vir jou vra, kind van God, as jy die Here werklik so lief het, as jy God met jou hele hart lief het, leef dit uit. Jy hoef nie iets aan iemand te bewys nie, maar weet wat is belangrik? 'n verhouding met God. Sonder die vrug van die Gees,
kan jy nie 'n verhouding met God hê nie. Maar weet jy wat gebeur as jy die vrug van die Gees in jou lewe het? Kom Vader en hy kyk na sy kind, en hy sê, my kind, ek is vir jou so lief. Ek sien hierdie vrug konstant in jou. Ek sien jy word nie meer kwaad nie, ek sien daar is nie meer woede nie. Ek sien jy is lankmoedig. Ek sien jy is werklik waar lief vir my. Omdat jy lief is vir my, is jy ook vir jou naaste lief. Jy leef in regverdigheid en op 'n opregte hart, my kind. Daarom vertrou ek jou meer, en gee ek nou vir jou 1 Korintiërs 12, en dis wow, as ek die gawes van die Gees van God afkry. Kan nie gawes kry as jy nie die vrug het nie. Vader, gee ons die gawes, gaan lees dit, 1 Korintiërs 12. Dan geef jy die gawes wat ek opgewonde loop met 'n passie en vir ander wil gaan bid, want ek weet God gaan hulle genees, nie ek nie. Wie kry die eer? Net God. Dis die lekkerste dan om vir mense te gaan bid en op te kan staan te kan sê, die Here my God is met my. Die tempel binne my van 1 Korintiërs 6 vers 19 is gevul met die Heilige Gees. En ek stap hierdie pad met 'n passie. Die Here my God is met my. Geseëne van die Here. Dis waarna ek en jy moet uitsien om die gawes te ontvang, vir ander te kan bedien met hierdie gawes. Ons word nie dan bedien nie, ons bedien. Ons gaan uit en bid vir siekes en ons sien hoe God hulle genees. Ons gaan uit en ons wen siele vir Vader en ons sien hoe hulle omdraai in die hemele juig vir elke siel wat omdraai. Besef hoe groot is dit as 'n siel werklik waar Jesus aangeneem het. Dis wow. Dis verskriklik fantasties. Nou ek dank God vir hierdie voorreg dat ek en jy Jesus kan uitleef. Baie keer het ons nie 'n Bybel by ons nie, maar die woord van God lewe in jou, want hy sê weer, luister en gaan lees dit. Hy sê weer in Johannes 15, laat sy woorde in jou leef, en jy sal vra wat jy wil hê en dit ontvang. Met ander woorde, die woord van God is in my. Die oomblik wat ek met iemand praat, as ek iemand groet, die Jode sê shalom, shalom. Ek sê ook shalom, shalom, of ek sê vrede, vrede, my boeta, my sis. En wanneer ek baie sê groet weer, dan sê ek die liefde van die Here, die vrede van God, die seën van God met jou. Wat doen ek? Ek leef die woord van God uit, die Heilige Gees in my, seën sopas die persoon wat ek groet. En in daardie salwing beweeg hulle verder. Die woord is suiwer en waar, ons kan nie aanpas of wegneem nie, maar kind van God, wie wat so fantasties. Die woord van God is lewe. Ewige lewe. Want ook sê die Here baie duidelik vir ons, hy leer ons dit. Hy sê vir ons, al hierdie goed, hierdie mooi natuur, wat jy agter ook sien, selfs dit. Hy sê, alles sal tot niet gaan, ek en jy, maar sy woord sal vir ewig bly staan. Ek prys God daarvoor. Vir die woord van God, die grootheid van God, sy teenwoordigheid sal bly staan tot in alle ewigheid. Hy is die begin en hy is die einde. Hy is die alfa en hy is die omega. Moenie probeer aanpas, kind van God, by die wêreld nie. En moenie probeer die woord by die wêreld aanpas nie. En moenie die woord probeer aanpas by ons nie. Maar wees binne in die woord, leef in die woord, moenie die woord verander nie. Wees binne in die woord van God en leef dit uit. Dra die vrug van die Gees, want jy kan net gee wat in jou is. Ek sien so baie mense leef en kan net vir mense die leemtes wat hulle eie lewe is gee. En dis baie keer 'n selfbeeldprobleem, dis baie keer verwerping, dis baie keer oordeel, dis baie keer skinder, want dis al wat hulle het. Hulle kan nie iets anders gee nie. En sodra iemand met hierdie goed betrokke raak, al wat jy doen is stop daar die persoon en sê, jou karakter is te mooi, is ewebeeld van God. Praat lewe, spreek lewe, kom in die krag van die Heilige Gees teenwoordigheid, want dit wat jy saai, dit wat jy spreek, dit gaan jy in 'n oes terugkry in die lewe. Kind van God, volhard in Jesus. Weet jy hoeveel autoriteit in Christendom is daar, en is in jou. Lewe dit, moenie meer vrees nie, moenie bang wees nie, maar volhard in Jesus Christus. Weet wat is die mooiste ook? Die mooiste, terwyl hierdie son toneel die agter, hierdie natuurtoneel van God afspeel, besef ek een ding weer eens, spandeer meer tyd met God. Kry vir jou kwaliteit tyd met God. Laat hy jou vul, want as hy jou gevul het, het jy baie vir mense te gee. Jy kan net gee wat in jou is. 'n Dam wat leeg is, kan geen water gee nie. 'n Dam wat vrot water in het, omdat hy te suinig is om sy water uit te gee. Sy water is vrot, niemand wil dit op die einde hê nie. Maar 'n dam wat deeltyd uitgee,
ontvang ek die heeltyd. Soos wat hy ontvang, kan hy uitgee en uitgee. So gee hy uit in die lewe. Jy gee liefde, jy gee die vrug van die Gees, deel jy altyd uit, kind van God, maar so seën jy ook, en so gaan die evangelie in waarheid uit. Ek wil vir jou moed gee en vir jou sê, hou goeie moed in Christus, staan sterk in die Here God. Hierdie is die eerste woord wat ek vir die eerste Sondag uitbring vir jou, tot eer van God, terwyl ek 'n man die op die pad is. Maar ek wil net dit vinnig ook met jou deel. Ons gaan oral waar God ons stuur. Letterlik vra ek vir die tyd vir die Here, Here, waarheen moet ons ry? En op pad, toe ons weggetrek het uit Schweizer uit, het ek nog nie geweet want toe ons gaan nie, en die Here sê vir my, gaan na Oranje toe. Ek dink, Here, Oranje, ek het nooit gedink ek sal daarheen nou gaan nie, want Here, my plans wat U vir my wys, is om 'n sekere roete, dorpe en dorpe stil te staan en almal in daai dorp te probeer bedien en dan uit te ry en die plase te besoek en al die dorpies om daai spesifieke dorpe ook te bedien, dan verder te ry en terug te kom weer en mense te stig en op te bou in die woord van die Here. Nou sê hy, gaan Oranje toe en die Here sê van ja, ek wil hê met vir 5 dae gaan afsonder, raak stil, sodat ek my opdrag in jou kan investeer. Prys die Here, so kom God en hy wil ook iets vandag nou, deur hierdie boodskap in jou investeer, en dit is die vrug van die Gees. Dit wat in jou is al wat jy kan gee. Gee dit voluit. Wees lief, gee om. Vertrou die Here God met jou hele lewe. Ek vertrou God vir groot dinge, wanneer ons elkeen omdraai, en die knie buig voor hom, en begin bid, en getrou is in God. Die eie ek, my mening, en my wil maak nie saak nie. Het is net God, en God alleen. Kom ek bid gou saam weer. Here, dankie vir die woord, vir die waarheid, vir die diepte van die woord wat U gee, dat U ons elkeen, Here, salf en aanraak, en elkeen wat na hierdie woord luister, getrou in U sal wees en doen, wat U sal behaag. Here, ons het U lief, en ons wil doen, net dit, wat U behaag. Ons wil getrou gevind word. Here, selfs met die minste, al vertrou jy is nie altyd dan met die meeste nie, maar solank U, wat God is, gelukkig is, met ons lewe en ons mens wees, sal daar joy in ons wees, en die vrug van die Gees in ons. Dankie Vader, ek bid nou Here vir elkeen, wat siek is, vir genesing. Ek bid nou Here, vir elkeen, wat swak is, om weer nuwe moed en krag te vat. Ek bid nou Vader God, vir elkeen selfs Here, wat in hierdie oomblik nodig het, om 'n woord van krag en sterkte te kry wat investeer in lewe, om ander te vertroos deur die Heilige Gees werking, dat hulle dit nou ontvang. Ek bid vir elkeen se finansies. Ek bid vir elkeen se huwelik. Ek bid my Vader God, dat U elkeen sal aanraak op die gebied wat hulle nodig het. Ek bid nou, Here, vir hulle wat uitkomste dalk in die lewe soek, en geen uitkomste kan sien nie, sal van hierdie oomblik af, deur U oë kom, en kyk en sien, daar's 'n toekoms. Hulle wie se harte verhard het, wat nie kan vergewe nie, vir hulle wat stikkend is. Here, om weer heling te kry, in die wonderlikste naam, die naam Jesus Christus. Amen, amen en amen.